Hierdie woord vir die week, dink ek, sal net ons tieners en ons kinders waardeer. Wel, ek moet eerlik wees, ek dink dit is meer ons wat deur die skoolprogram is wat sal verstaan. Want as ons Johannes 14 gaan lees, is dit daai tipiese ding van wat met ons by die skool gebeur het plaasvind. Jesus is besig om vir die disippels iets te leer. Jesus is besig om hulle te leer wat hulle nou die hele tyd nog, wat Jesus nog die hele tyd vir hulle gesê het, maar nog steeds verstaan hulle nie. Baie soos op skool. Op skool wil ons net weet wat is die minimum vereiste sodat ons die beste graad moontlik kan kry. Wat is die minimum vereiste wat ons moet insit sodat ons die beste punte op die ouene van die dag moet kry. En so het dit gegaan op universiteit. Ons was nie bang daarvoor om met 'n professor te praat en vir 'n professor te sê, maar prof, wat gaan in die toets wees, nê? Wat moet ons leer? Wat kan ons wat hoef ons nie oor te gaan nie? Maar nog steeds dat ons daai onderskeiding kan kry, dat ons nog steeds daai punte kan kry, sodat ons nog steeds 100% of 80% of 90% kan kry. Maar ons ignoreer die proses. Die pad wat ons moet stap om van punt A al die pad na punt Z toe te loop. Om van die beginpunt na die eindpunt toe te gaan, om te wonder oor wat aan die begin van ons studies gesê het, om in graad 1 te begin leer en te skryf, en ons matriekjaar te eindig, waarin ons kan sê, maar ons lees nou, ons verstaan nou met begrip. Om te begin met Hebreëus, en om te eindig voor 'n gemeente en te kan sê, maar weet jy, dit is wat hierdie teksgedeelte vir my beteken. Jesus is teleurgestel in sy disippels. Wanneer hulle vir hom vra, maar Here, as u dan nou weggaan, hoe gaan ons weet wat is die regte ding om te doen? Hoe gaan ons weet watter pad om te stap? Hoe gaan ons weet ons is besig met die regte ding? En sê Jesus, dan sê 'n ander disipel, maar wys ons dan net die Vader en dit sal genoeg wees. En Jesus is, maar het ek dit nie gedoen nie? Het ek dit nie vir julle gewys nie? Het ek nie vir julle gesê watter pad julle moet loop nie? Het ek nie vir julle gesê wat om te doen nie? En dan daai bekende gedeelte, waarin Jesus sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus Christus nie. Vers 6 in hoofstuk 14. En daar lê die kruks. Soos skool 'n reis is, soos universiteit 'n reis is, soos wat die lewe ons vorm en leer, soos wat ons tot nuwe insigte kom, kan ons net deur terug te kyk sê, maar weet jy, dit is wat dit beteken. Dit is die weg wat ek moes gaan. Dit is die rigting waarin ons moes gaan. Jesus verduidelik hier vir die disippels, maar weet jy, dit was die pad. Hoe ken ons die Vader? Hoe weet ons van die Vader? Hoe leer ons van die Vader? Hoe weet ons van die Vader? Om saam met Jesus op reis te gaan. Om saam met Jesus wonderwerk na wonderwerk te sien. Om saam met Jesus om te gee na mense wat omgee nodig het. Om saam met Jesus die honderde en die duisende mense te voed wat honger is. Om mekaar te leer, om mekaar te ondersteun, om mekaar te dra. Dit is die weg. En die waarheid is, ons doen dit nie vir onsself nie. Ons doen dit nie vir een of ander
eer nie, ons doen dit nie vir 'n goeie gevoel hier binne in ons nie. Ons doen dit want Jesus Christus was vir ons die voorbeeld. Hy is vir ons die waarheid en deur al hierdie goed te doen, deur ons geloof in aksie uit te leef, so weet ons is nie alleen nie. Gee die Here vir ons lewe. En as gevolg van dit, het ons toegang tot die Vader. So, as jy op 'n punt is in jou lewe, waar jy amper half vir die Here sê, maar gee my net die oplossing, gee my net die kortpad, gee my net die ding waarin ek die minste moeite hoef te doen, maar die maksimum daaruit kry. Gaan ek vir jou sê, dink weer. Want die weg van 'n Christen wees is nie maklik nie. Die weg na die Here toe is nie maklik nie. Maar as ons dit elke liewe dag doen, dan beloof ek jou, is dit die moeite werd. Baie dankie dat jy die tyd gevat het om hierdie video te kyk, om saam met my jou insig te deel. Komment gerus hier aan die onderkant as jy gehou het van wat ons sê. Onthou, daar gaan beslis meer kom, maar like hierdie video sodat die YouTube algoritme dit aan jou kan voorstel. En as jy 'n pad saam met die Here wil stap, as jy saam met my sê, maar hy is die weg, die waarheid en die lewe, dan nooi ek jou uit. Kom deel saam met ons in ons eredienste. Elke Sondagoggend om 9:00. Tot ons mekaar weer sien.